Goeiemôre, dis 28 Oktober en hier volg jy wêreldnuus. En ek wil dit afskop op 'n ligter noot vandag. Daar was 'n boer hier in Amerika. Daar's 'n grondpad wat verby sy plaas loop en baie mense moes dit gebruik om van die een dorp na die ander dorp te ry. So hierdie young couple ry die oggend deur die grondpaadjie en hulle sit vas in die modder en hulle kry die kar nie uit nie. En hier kom die boer aan met sy trekker. Hy sê, "Wel, as julle my $50 gee, kan ek die kar vir julle uittrek." En obviously hulle sukkel, so net dan gee hulle hom $50. Vat sy trekker en hy trek die kar uit. Hulle sê baie dankie. Hy sê, "Jy weet, julle is al die 10de ouens wat ek vandag moes uittrek hierso." Daar ook hy kom so. Hy sê, "Nou wat doen jy as jy heeldag karre hier die modder uittrek, ploeg jy dan in die nag?" Hy sê, "Nee, in die nag is die tyd wat ek die water hier op die pad kom gooi." So vir die wat Amerika toe gaan trek, hou julle oë dop op die grondpaaie. Nou, kom ons begin met die groot nuus. Vandag is die storm. Hurricane Melissa is op die oomblik besig om Jamaica te tref. Sy oog is amper op die kus van Jamaica. En hierdie gaan ongelukkig baie groot skade maak. Ek is nou wil nie 'n doemprofeet wees nie, maar daar's nie geen ander manier nie. Die storm is 'n category 5 hurricane. Winde kan tot 175 myl/uur gaan. Daar's nou forecast vir gusts 160 en hoër myl/uur. En die probleem is, die storm beweeg stadig, baie stadig. Hulle praat van 7 tot 10 myl/uur. Met ander woorde, die storm gaan stil staan bo kan Jamaica die hele dag lank. En dit is die probleem, want nou het jy konstante wind en swaar reën op een plek vir ure aan mekaar. So in Jamaica's eiland, hulle verwag obvious die groot skade van wind, want daar's nie al die geboue, daar's nie, soliede konkreetblok of baksteen geboue nie, dakke gaan waai en die tipe gaan, daar's baie sinkgebouetjies en al die tipe van dinge ook, maar die probleem is die reën. 'n paar voet reën gaan vandag op Jamaica val. En op 'n eiland, daar's nie plek vir dit om te gaan, dit sal in die see loop eventually, maar jy gaan grootskaalse vloeding kry. In die stad self, in die stede en dorpe op Jamaica, dis nou nie regtig groot stede en dorpe nie, maar as hulle byvoorbeeld hulle strate nie goeie afloopwater het en so aan nie, gaan jy sien groot moeilikheid met vloeding. So ongelukkig vir hulle. En daarna, die recovery proses gaan maande vat daarna, want hulle gaan baie krag verloor, baie plekke wat lank gevat om te herstel. Ek dink nou terug in so 'n paar jaar terug, toe hy hurricane oor Puerto Rico is, wat amper die hele eiland plat gemaak het. Ons moes afgevlieg het soontoe. Ek was nie deel van die groep nie. Ons van die lugmag burgereskaders het afgevlieg soontoe om die hele eiland te foto's te neem vir damage assessment. En ek het die foto's gesien. Jy kan nie glo die skade wat hy storm gemaak het, en ek vermoed dit gaan presies dieselfde wees vir Jamaica. En dan na Jamaica gaan hy oor die see en hy gaan oor Cuba loop. So, maar teen die tyd wanneer hy Cuba tref, gaan hy 'n bietjie verswak het in windspoed, maar nog steeds in swaar reën. Die probleem is, dit word gevoed met warm seewater, en soos lank jy warm seewater het, gaan jy 'n klomp vog in die lug gooi wat bydra tot die reën. Sover lyk dit of hy gaan die ooskus van Amerika mis, hy gaan wegdraai in die Atlantiek in. Sover, mens weet nooit, enigiets kan met 'n storm gebeur. Nou ook vanoggend is daar 11 mense dood in Kenia, wat op pad was na die Masai Mara Game Reserve toe, wat 'n paar Hongaryse passasiers van Hongarye af en 2 van Duitsland af. Hulle was toeriste, hulle was op pad van 'n kusdorp af in Cessna Caravan, om by Masai Mara Game Park te kom vir die dag, om vir die dag daar te gaan game drive doen. Die pilot is 'n Kenyan pilot, so dis 'n Kenyan pilot en 10 toeriste, ongelukkig almal dood die crash. Hulle sal obviously ondersoek wat die crash se oorsaak was. Weet nie, mense sal eers sien later met die tyd. Sad news vir die mense wat toeriste was en hulle families en die pilot en sy familie. Dan Amazon, vandag praat hulle van, hulle lê 14,000 mense af by Amazon. Meestal in die corporate division. So as jy weet, as jy 14,000 mense aflê in 'n corporate division, beteken jy het 'n baie groot maatskappy.
dat jy so baie mense kan aflê en dit nie 'n impak op die business het nie. En ons sal dit seker meer begin sien. Dis nou corporate division mense wat afgelê word om die company meer obviously meer profitable te maak, maar meer streamline te maak en baie van die jobs word met AI oorgevat. Daar's ook plekke wat factory workers verminder, wat obviously word die factory workers met robots vervang. En maar dit ook 'n program, ek het gesien nou hier op die TV, die Amazon het 'n spesifieke program. Die een ou het vertel, hy's afgelê, nie afgelê nie, hy's gestop met sy werk. Hy het sekere goed gepak in bokse, dit was sy werk. Dis word toe oorgevat deur 'n robot. Toe sê die maatskappy hom op 'n apprenticeship program om daai robot te service. So, nou sy hy nie meer staan, hy nie meer daar elke dag regop en pak goeders in bokse en skuif dit aan nie. Hy service nou die robot wat dit vir hom doen. So, daar is nog steeds die developments daar, die tegnologie is daar. Dis die rigting wat die nuwe tegnologie ingaan. Tegnologie soos robots en AI gaan mense se jobs oorvat, maar nog steeds is daar mense nodig om daai goed te programmeer en in diens te hou en in stand te hou. Dis dan die nuus. Nou kom ons by 'n klomp bietjie history. Vandag, onthou julle die 1462 het Christopher Columbus op die 13 Oktober het hy mos by Bahamas aangekom. En dis die dag wat gevier word, Columbus Day hier in Amerika in die weste van, nie net in Amerika, maar in die meeste van die westerse wêreld, lande vier Columbus Day vir die 13de Oktober toe hy Bahamas aankom. En daarna het hy vandag, op die 28ste Oktober, het hy by Cuba aangekom en hy het gedink dis Japan. So obviously was hy baie, baie ver van Japan af. Maar interessant genoeg, in Amerika vier ons Columbus Day op die 13 Oktober en Columbus het nooit ooit sy voet op Amerikaanse soil gesit nie. Hy was hier deur tussen Amerika, Noord-Amerika en Suid-Amerika deur alle eilande en daarom nogal interessant, maar hulle vier nog steeds, hulle noem, omdat hy Bahamas aangekom het, hy die Americas gejoin. So die Americas is mos Noord- en Suid-Amerika en die eilande hier rondom Sentraal-Amerika. Dan in 1886 het president Grover Cleveland die Statue of Liberty ingehuldig. Die Statue of Liberty was mos in Amerika geskenk van Frankryk af. En hy staan al daar van 1886 af. Ek het hom al baie gesien, foto's geneem, reg by hom verbygery. As jy eendag in Amerika kom en jy ry verby New York City, gaan besoek. Die Statue of Liberty is 'n groot toeriste aantreklikheid vir baie mense. 1919 vandag, die 28ste Oktober, het die Congress, US Congress, het hulle die Volstead Act ingebring en dit was die begin van Prohibition. In ander woorde, op die 1 Januarie van 1920 was daar toe Prohibition in die hele Amerika. Beteken, jy mag nie meer drank koop en verkoop nie. En dit was dan ook die begin van 'n paar dinge in Amerika. Eerste ding wat daar uitgekom het was moonshine. Mense hoor ons op die flieks en die TV, hulle praat van moonshine, dis soos wit blits of iets. Goed wat mense self maak. En dit word moonshine genoem, want hulle het illegal in hulle plase in die nag gedoen, onder die maanskyn. Want as die polisie hulle gesien het, was hulle in die moeilikheid en die goeds toegesluit en hulle is gearresteer. So dis waar die naam moonshine vandag kom. Dan, julle weet hier in Amerika is 'n sport, NASCAR. Dis die grootste sport in Amerika. Die grootste toeskouer sport enige plek in Amerika is NASCAR. NASCAR het begin weens Prohibition. So wat gebeur het, die ouens het hulle karre geboost up, dat hulle vinniger as die polisie kan ry, sodat hulle die moonshine met hulle agter in hulle karre laai om te gaan verkoop aan ander mense. As die polisie hulle jag, kan hulle vir die polisie wegry. En so het die manne later hulle NASCAR of hulle karre wat hulle gebruik het vir moonshine deliveries, het hulle by mekaar gekom, en hulle daar in die veld sommer 'n paadjie gemaak en gereis teen mekaar om te sien wie die vinnigste kar om die polisie weg te ry. En dis die begin van NASCAR. En vandag is NASCAR een van die grootste sportsoorte in die wêreld, grootste toeskouersport in die wêreld. Hier op 'n naweek as daar 'n NASCAR race is by 'n plek, dan kry jy tot 300,000-400,000 mense wat toeskouers is die dag van die race, en hulle kom sommer met hulle campers, hulle kamp uit daar vir die hele week. Ek het al een bygewoon. It's excellent, man. Excellent, ek het dit gelike.
Ek was 'n soldaat gewees, toe ek in die army was, en ons moes die opening ceremony gedoen het. En toe is ons toegelaat binne in die binnesirkel by die pitlyn. Ek het daar by die pitlyn op en af geloop en gekyk hoe werk hulle die karre en so aan. Nogal nice gewees. En dan 1962, vandag die 28ste, het die Cuban Missile Crisis gestop. En premier Nikita Khrushchev het sy missiele teruggeorder van Cuba af USSR toe. En daai paar dae was regtig die wêreld op 'n edge gestaan. Daar was so naby aan nuclear war. En in daai tyd, as nuclear war daai tyd uitgebreek het met die wapens wat die Weste en die Ooste gehad het, en die hoeveelheid wapens, was dit die einde van die wêreld. Dat sou definitief, want hulle kon nie weet. Daai tyd nog was net na die wapens al getoets was en alles, en hulle duisende gehad van die goed, en hulle sou nie kon weet hoe impactvol hulle missiele sal wees nie, so hulle sal baie geskiet het. Almal sou baie geskiet het. Of meestal alles wat hulle het skiet, om seker te maak, jy kry die ander ou en om jouself te verdedig. En dit sou definitief die einde van hierdie aarde gewees het. Vandag sit ons nog steeds met nuclear war, het sê oor die wêreld, baie minder as wat daai tyd was, en so hopelik hou die ouens hulle koppe oop, want dit kan net so vinnig verander aan die einde van die aarde. Wel, dis dan vandag se nuus en geskiedenis, sien julle weer môre in hierdie dag.